Potensi all'aria il Mosser. Potensi all'aria il Mosser. Wat is de vraag gesteld alsjeblieft? Goeiemiddag dames en heren, leerders, ouers en natuurlijk ook ons eregaste, ons eerste spanning. Baie welkom by ons jaarlikse spoggeleentheid, ons groter edisie by die skool, die voorstelling van ons eerste spanne voor ons groot Classic Clash afskop. Sonder enige uitstel kan graag en verwelkom ook vir pastoor David Grobler van Unite One uit hier by ons. En pastoor David, mag ek in die besonder ook net van die geleentheid gebruik maak om jou te bedank vir die besondere werk wat julle ook in die onderwys doen. Ons sê vir jou welkom hier by ons pastoor en ons luister graag na julle. Goeiemôre aan een en elkeen van julle. Dit is my baie groot voorreg soos altyd om met julle te mag gesels. Vandag met die Classic Clash as 'n bedryf uit die groot oorlog wat vandag begin julle elkeen in die hoof en al die onderwysers. Baie dankie vir die geleentheid. En julle moet my verskoon, ek gaan oorslaan Engels toe, my boodskap julle oordra in Engels. And there's some things that I can just express in a better way through English. My name is David, I'm a pastor of the church called Unite 180. My life mission is to serve God's church and God's people, and we focus specifically on young people, because I was once young. And that's when I'm getting older. My children keep telling me my jokes is not funny anymore, but I'll work on it. I want to talk to you a little bit about something that is really, considering what's happening today and what you all are getting ready and how you will represent your school and the method you will use to do so. I want to talk to you about something that's important in the Bible. It's the heart. And a computer has a brain, but a computer does not have a heart. And we all have brains, hopefully, but what we do need is heart. And you'll be impressed to know that the Bible is full of scriptures that talk about the heart. And when it does talk about the heart, it talks about the inner working of a man. The inside, the inner thinking and the framework that's beyond IQ and thinking. We can practice and study and increase our IQ and our brain capacity, but our heart is something completely different. The Bible says, for instance, guard your heart above all else, for it is the source of life. Your brain is not the source of life, your heart is. True life comes from a good heart. It says in Romans 10, for with the heart one believes unto righteousness. Matthew 5 says, blessed are the pure in heart, they shall see God. Your heart can make you blind to God, and your heart can open your ability to see God. He says in Psalm 51, he says, create in me a clean heart, O God. He says, love the Lord your God with all your heart. Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart. And I'll give you a new heart and put a new spirit in you. You can see the Bible is full of verses regarding the heart. Now, when we look at that, we see the story of David. And God had gotten himself appointed Samuel as king. But at one point, Saul as king. But Saul was disobedient to God. God removed the kingship from him, and he said, but now your kingdom shall not continue. This is what he says to Saul. The Lord had sought for himself a man
after his own heart. Saul could not do it. God was looking for a man after his own heart. And so he sends the prophet to anoint a man that would be according to God's design, a plan. And God said to Samuel, when he stood in David's house, and all these great men, David's father, paraded through, and Samuel was supposed to choose a king. He says this. So it was when they came that he looked at Eliab, and he said, now Eliab was taller than David. Eliab was the strongest in the family. Eliab was the man that when you see him, you would say, that's a guy. That's the guy you want. That's a warrior guy. That's a guy that stands tall. That's a guy that would represent well. And Samuel said, Eliab, surely this is the Lord's anointing. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance, at his physical stature. I have refused him. The Lord does not see as a man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. The Lord looks at the heart. He says in Psalm 78, he chose David, his servant, took him from the sheepfold, from the following the ewes that had young, and he had brought them, the shepherd of Jacob, to his feet. So he shepherded them according to his integrity. He guided them by his skillful hands. David was a skillful man. God looked at him and he said, this is a man after my heart. I want you to just think for a moment. If you could have God say anything about you, and it's important, trust me, I'm still studying, to be clever and to be smart, intellectually able and capable of doing well. But it's not a thing that God says, well, you're a smart man. I don't think intelligence impresses God. But I think the one statement that God could make of you that will set everything that is important is if God could look at you and say, that's a man after my heart. And that includes all your girls as well. God could look at you and say, this is someone that pleases my heart because his heart is right. David was a man of war. And when he walked onto that battlefield, he looked at Goliath. Not tall and strong like even Saul or Eliab. But he had something that giant didn't have, that his brothers didn't have, and that the previous king didn't have. He had heart. God looks at your heart. And out of all the things that you can have, is make sure that your heart is right. That you're a soft-hearted person that has a heart of a lion. That when you step onto a battlefield, you know who you are and what you are able to do. And today, when you all begin to compete with this understanding in your mind, that all you do it unto the glory of God. When you compete, do it as if God is looking. And when you're supporting, support as God is doing. And when you win as well, that God is looking. And when you're done, could you answer and say, God said of me, I'm a man after his heart. That's my prayer for the school and for your success today. Can I pray for all of you? Father, I pray that when you look at us, you would say, these are my people that are after my own heart. That when you look at us, that we would please your heart. That we would do things that elevate your glory. That says that we have a God that is mighty. And I pray that when we compete in this competition the next few days, that we would glorify you in how we do it. That we would do our very best and excel as we prepare. That we would win where we need to win, and that we would step away from this event with a heart that says, God, you can smile over this whole event. I pray for that in Jesus' name. Bless the school, bless every student and every teacher. Amen. Amen. Pastoor David, baie dankie vir die kragtige boodskap. Dit word opreg waardeer. Seuns en dogters, dames en here, hoor jy dit? Hoor jy die magtige drening? 2 skole, 1 stryd. Dis nie net 'n stryd nie, dames en here, dis 'n oorlog van strategie, van vasberadenheid, passie en trots. Dis 'n blou en groen. Dames en here, dit is dan hiermee vir ons 'n baie groot voorreg om ons gesogte en gerespekteerde eerste spanne aan julle bekend te stel.
Ons begin dan by die netbal eerste span en versoek ek dan nou die eerste span netbal afrigter en spanbestuurder mevrou Marie-Louise Foster en mevrou Irene Foster om vir ons na vore te kom asseblief. Ons begin eerstens met die kaptein van die span, Anlei van Jaarsel. Soos ek die naam roep, vra ek asseblief dat elkeen van hierdie dames ook vorentoe kom asseblief. Alicia Kreer. Dames en heren, ek vermeld het hierso dat die volgende dogters wat ek dan ook aankondig 5 wedstryde gespeel het vir die eerste span en reeds hulle reserves ontvang. Dis dan Alicia Kreer, ook Denike Bakker, Clarissa Vermeulen, Charlize van Wyk, Dionay de Beer, Carla Taljaard, Bianca Herbst, en Leandrie van der Westhuizen. Baie geluk, dames, en baie sterkte, skiet daar die geluk. Julle het hierdie. Ons is trots op julle, kom ons hier van julle applaus. Dan beweeg ons oor na die eerste span hokkiedogters en versoek ons dan die afrigter, meneer Martin Williams, sowel as die spanbestuurder, wat is mevrou Aline van den Berg, en ook die kondisioneerder, mevrou Antika die Jager, om na vore toe te kom. Terwyl die twee afrigters na vorentoe beweeg, begin ons dan daarso by die kaptein van die span, Christia Janse van Vieren. Die onderkaptein van die span, Zoe Arend. Elisma Leroux. Mila van Vonder. Iga Oppertuin. Caroline Nel, Daniel Schreuder, Maya Snyders, Riandi Barnard, Jordan van Huisteen. Jordan ontvang op haar skerpie vir die 5 wedstryde reeds gespeel vir die eerste span. Mikaela Sowitski. Kayla Durant. Nadia Oberholzer. Alicia Botha, Zandri Kotse.
Baie geluk, dames. Slaan daar die doele en baie sterkte aan al ons hockeyheldinne. En ek sê hulle applaus. Ons beweeg oor na die seuns hockey eerste span. Versoek ek aan die afrigters daar, meneer Martinus Gous en Connor Flowers, sowel as mevrou Henry de Bees, die spanbestuurder, om asseblief na vore toe te kom. Ons begin by die kaptein van die span, André Toetsee. Die onderkaptein, Rochelle Oberholzer. Onderkaptein, Ivan Koertse. Kaylen Mitchell. Emile Rousseau. Marnie Mulder. Jordan Cooks. Reinhard Pieterse. Gareth Jooste. Karel van den Berge. Roland Skeppers. Dylan Max. Harris van den Berge. Ruben Olivier. Dou Nel. En François Verstuyden. Dames en heren, terwyl François vorentoe kom, noem ons dan ook vir julle dat die volgende seuns 50 wedstryde gekry vir die eerste span. Ek noem graag die name. Dit is Ivan Koertse, Jordan Cooks, Emile Rousseau, Marnie Mulder en Dou Nel. Seuns, baie geluk en sterkte. Hierdie is julle wonderlik, vader en van voluit. Kom ons geef hulle lekker applaus. Dan beweeg ons oor na die rugby eerste span. Ek versoek dan graag die afrigters van die eerste span, meneer David Gous, meneer Werner Jordaan, sowel as die spanbestuurder, meneer Dion Richardson, om vir ons na vore toe te kom asseblief. Ons begin dan by die kaptein van die eerste span, Brian Smith. Die onderkaptein van die span, David van Jaarsveld. Dankie seuns en dogters, rustig asseblief.
Christian de Vries, Regan Blighout, Aye Hendriks, aka AJ, Etienne van Niekerk, Jethro Leroux, Luan Weppener, Wian Roux, Luan Jansen van Rensburg, Tylen Baron, Stian Botha, Luan Williams, Andre Marx, Shaden Botha, Marco Herbst, Trevor Shivambo, Herman Potgieter, Mika Alers, Kyle Koopman, Dion Boyens, Luan Isaacs, Jaden Lee Kromrad. Terwyl Jaden voor die kom ons gee so lekker applaus, baie sterkte manne. Eerste span, ek versoek vir julle asseblief na die vlagpaal te beweeg vir ons tradisieryke swaard en capping seremonie. Right, seuns en dogters, soos dit ons tradisie by die skool is. Julle weet, 5 wedstryde by Hoërskool Swartkop se eerste span word jy gekap met jou unieke nommer en dit is dan my groot voorreg om meneer David Gous te vra om aan ons die volgende 2 seuns se caps te oorhandig. Nommer 198, Shaden Botha. En dan nommer 199, die dit amper gemaak vir die 200, André Mart.
Ek vra dan nou dat Etienne van die kerk vir my asseblief na vore toe kom. Etienne is ons huidige swaarddraer. Eyster sal aan hom die swaard oorhandig. En dan vir ons 20 wedstryde word jy as speler van Hoërskool Swartkop geswaar. En dit is dan vandag die eer van Noan Williams. En dan weet voordat Noan afbeweeg. Die tradisie is dan ook Noan se rooi tossel. Bly 'n rooi tossel, maar ons verander die tosseltjie na 'n silwer tossel en ek vra vir meneer Gous om asseblief om die silwer tossel aan te sit. Is dan net voordat ek, ons het gewoonlik die tradisie wat hulle dan nou gaan afsluit, maar ons het vandag weer 'n spesiale toekenning wat ons ook uitgee, en ek vra dan ook meneer Gous om na vore te kom, en dit gaan vir wedstryde gespeel vir Hoërskool Swartkop 30, en daarvoor kry jy 'n goue tossel. Ons roep graag na vore Brian Smith. Kom ons gee hulle die geleentheid. Kom ons gee hulle 'n lekker applaus. Dwaries, dames en heren, dan sit my nou 'n baie groot voorreg om skoolhoof Dr. Strydom te vra om vir ons 'n sterkte boodskap te kom lewer. Dankie Dr. Strydom. Baie dankie. Dwaries, ek weet jy kry darm. As jy jou kan bring, gaan ons dit in hierdie konfrontaar wees. Kom ons vertrou so. Maar nou, ek gaan die volgorde bietjie omkeer. Ek gaan nou by my sterkte boodskap uitkom. Ek dink ons gaan dadelik oor tot ons stapseremonie. En daarvoor gaan ek nou vra, en ek kyk so daarna ons babas, hulle is daarom ons so amper in die doeke uit, ons praat af. Kom nou praat ons, kom wys vir ons of julle nou al swaries is. Ons sê oor aan julle, baie dankie. Kom ons sê eens wat jy vir 'n oomblik almal kan stil, onthou, wat is die simboliek vir 'n oomblik van stilte? Mag ek ook net vir ons ouers daar sê, wat 'n voorreg dat ons ouers hier is. Ek weet nie wat julle vir die baas in die werk gesê het nie, maar as jy gesê het jy kom Hoërskool Swartkop toe, was dit 'n goeie verskoning gewees. Jou baas sou verstaan nie. Kom ons gee vir ons ouers gou 'n lekker applaus en sê vir hulle welkom. Hulle is ouers wat hulle oefen en ronddraai en ondersteun, maar nou, simboliek van ons stad. Die einde van elke graad, hulle self moet bewys. Nou gaan ek besluit of dit reg en voldoende was. Nou van die graad 8 se graad of die vorige en baie stukkie van die staf te bring, dan meneer Gou Pretorius toe. So van elke graad daai voorreg kan hê uiteindelik om ons eenheid te vorm.
Want vanmiddag en môre is hierdie skool 'n eenheid. En nou gaan ons daaroor oor. En ek gaan nie verder tyd gebruik nie. Graad 8. Is julle hier? Kom toe vir my skool. Ja, maar ek wil ons hoor van wat die graad 9 is. Is julle? Okay, hulle het wat gedoen. Kom ons julle kan, so gou meer jy praat, hoe langer vat ons. So kom ons bly stil. En nou versoek ek mevrou Richardson om haar gedeelte van die staf te bring. En dan meneer Pretorius toe baie dankie. Goed, kom ons laat stil, dankie. Nou graad 9. Dankie. Julle is duidelik hier. Goed, kom ons gee van kans, dankie. Dan next thing is any still questions? Doodstil. 3, 2, 1. Graad 11, jy moet sit, ek het nie al gepraat toe, dankie.
Hartelijk dankie. Hierdie jaar het ons besluit dat ons 11 van oorslaan, so ons gaan het dadelik oor na die matriek. En dan, graag uit, kom ons kyk ons wat er geword het toe. Ek dink nadat die skooltjie van die ding gedoen het, weet ek nie die matriek van hierby kan kerk vashou nie. Matrikulante, dink julle is opgewas vir hierdie ene? Nee, maar as ek net vanmorgen dankie, jy dan die laaste seker ek jy inskryf, matriek sê ek het my nie inskryf nie. Matriek is jy hier? Ja, maar dan wil ek jou hoor. Kom ons sien die matriek geleentheid. Dankie. Verstaan waarom hulle die beste matriekgroep ooit is. Kom nou, Jari, kom ons geef hulle behoorlik applaus. Julle was skitterend. Baie dankie ons vra vir mevrou Beyers om die gedeelte van die stad hier te kom inskryf. Baie dankie. En seense dochters, dan is ons voorig. Ons het ook ons die hele van voorzitter vandag hier, die Jeugd van der Merwe. My gaan die voorig neem die laatste stukje in te skroef. En die gedeelte versymboliseer die personeelkorps, maar ook baie belangrik, die voorsienigheid van ons Hemelse Vader, wat ingeskroef word
om uiteindelik ons stap een te maak. Nou gaan ek praat meer Pretoria se konsumiliggaam ophou en Swarties daar is Hoërskool Swartkop se eenheid, kan ons daarvoor 'n lekker hande klap gee. Asseblief. Ons gaan net terugkom na 'n afsluit met die hele eenheid simboliek. Begin my, nou sê ek wil gou 5 minute van jou tyd gee en dan gaan ons afsluit. Die mense wat het vandag, kom ons kyk, is 10 voorheen. Die wat nou moet gaan na die klassiekles toe, dis enkele spannetjies, daar is net vandag hulle, ons gaan hulle gou verskoon, en sê vir hulle, kan ons sommer nou gaan, hulle net 'n lekker applaus gee, baie dankie. Hulle gaan nou die bus. Dankie. Kom ons sien net so oomblik. Wat hulle vandag. Verkeerde dokters. Jy begin my 5 minute van jou tyd. Ek wil begin deur te sê dankie vir almal wat gisteraand hier was met 'n groot geraas aand. Dit was 'n groot geraas. Dit was 'n Swartie geraas. En dit was niks anders nie as die toebou agter ons Swartie Park. En Centurion het gisteraand kennis geneem. Ons is hier. En ek wil vir elkeen wat hier was sê baie dankie vir die ongelooflike gedeelte. Ouens, daar word 'n gewag gemaak in die gemeenskap daar buite vir die komende naweek. Dit is op almal se lippe. Die klassieke botsing 2025. En as jy vanmiddag en môre by Hoërskool Elderein gaan kom, gaan jy sien, die media is daar. Die televisiekameras is daar. Maar om te dink, ek en jy die voorreg om dit eerste rangs te gaan beleef. Jy het die voorreg om in so 'n blou golf oor te spoel vanmiddag en môre na Elderein toe om dit self te gaan beleef. Vanmiddag en môre ontmoet die Hoërskool Elderein die Swartie Baai. Daai baai wat nie definieerbaar is nie. Anders probeer dit namaak. Ek en jy weet hoe dit voel om die Swartie Baai te leef. Vandag en môre soek Swarties mekaar se medewelsyn op. Ja, ek en jy het 'n afspraak met mekaar vanmiddag en môre. En as ons die emosie van afwagting wat daar is onder ons en die emosie van afwagting wat daar is in die hele gemeenskap kombineer met Swartie realiteit, met die instink van beskerming en kan kombineer met ons instink van vreesloosheid, dan gaan ons in die klassiekles 2025 onstuitbaar wees. Jy sien, ons is besig om as 'n Swartie familie te bou aan 'n mooi toekoms. En die klassiekles 2025 is een van daai bouprojekte waarmee ons mee besig is. Klassiekles 2025 gaan uiteindelik opgeteken word in die annale van die geskiedenis van Hoërskool Swartkop as 'n geleentheid waarin elke speler en elke toeskouer van Hoërskool Swartkop in sinergie was met mekaar. Dit gaan opgeteken word as 'n geleentheid waar Swartie Dats beslag gekry het. Want uiteindelik kan ons met 'n magsdemonstrasie besig wees. En gaan ons op al die bane en die velde en ook op die paviljoen met 'n demonstrasie besig wees van wie en wat die Swartie familie is.
spelers, die hele ouens wat daar sit, wat die voorreg het om vir ons skool se eerste span uit te dra. En so vir elkeen van julle wat hier sit, wat vanmiddag, vanaand en môre op bane en velde uitdra. Vir julle wil ek sê, jy verteenwoordig met trots jou skool. Jy verteenwoordig met trots die Zwaai gemeenskap. En vir jou wil ek sê, you've got what it takes. En as ons môre aan die einde van die skooldag, wanneer die eindfluitjie geblaas het, en Hoërskool Swartkop die wentrofee omhoog gaan hou, so, ek kan ons profetiese woorde spreek, nie? As die eindfluitjie geblaas het, en Hoërskool Swartkop op daai paviljoen in 'n koningsblou uniform, ja, die mooiste skooluniform in Suid-Afrika. As die eindfluitjie blaas en jy staan in jou koningsblou uniform op 1933 zwaries, staan op by daai paviljoen om die mooiste skool ooit in Suid-Afrika te sing, dan echo dit deur Pretoria. En vriend en vyand neem kennis. Hoërskool Swartkop was in opmars. En deel van ons getuigskrif gaan wees 'n skoon paviljoen wat ons na die tyd van agterlos. En gaan almal weet, hulle was deur vriendelike zwaries tegemoet geloop, maar ook waar die zwaries wat doelgerig was, en hulle ook op die punt te word. Uiteindelik van almal wat môre, en ek sê almal wat môre by Hoërskool Elrein is, en so vanmiddag en vanaand, gaan uiteindelik almal die gemeenskaplike weet hê. Dit is lekker om 'n zwarie te wees. Ek besig om my wandeling te maak, hier kom my. Jy wil. En ek praat met jou wat nie deelneem nie, maar toeskouer is. Jy wil autentiek en vars die nuus self kan oorvertel. Jy wil daar wees, want jy sien uiteindelik is dit jou teenwoordigheid wat op die ou einde die verskil gaan maak op die bane en die velde. Uiteindelik is jy net so deel van die oorwinning, en juist daarom kan jy die storie dra van die oorwinnings wees, as jy daar was. Jy sien, dis jou geesdrif, waarmee jy mee vanmiddag en môre gaan ondersteun, wat 'n onontbeerlike rol speel, wat die beste uit die spanne gaan uithaal. En so bou jy gees, so bou jy herinneringe, en so wys jy vir jou medezwaries, jou omgee, jou realiteit, en dit is dit wat inspireer. Ja, jy maak 'n verskil. Kom ons praat gou oor die tye. Seentoppie, vanaand 7 uur, van 1900 zwaries, by Hoërskool Elrein langs die Astro staan. Een van die beste seentoppiespanne in Suid-Afrika te gaan ondersteun. Vanmiddag, vanaand 7 uur, staan ons daar, ons vorm van 'n erewag, wat die hulle gaan opdrag om ons trots te maak. Dogtershoppie, wat 'n briljante span. En dankie dat hulle ook kan reken op julle samewerking in terme van jou teenwoordigheid en ondersteuning. Môre, jy moet die tye nog in iets in jou geheer. Môre, 8:45. 8:45. Dan is jy reeds daar by die Astro, vir ons erewag, vir ons eerste dogtershoppiespan. Dan ons netbalspan. Jy gaan letterlik van daai Astro op daai eindfluitjie plaas met 'n spoed beweeg, en dan stap jy netbal toe, die netbal wat 10 uur die oggend speel, en ons van daai dames wat ook onskoulike netbal speel, ondersteun, 10 uur die oggend daar, môre by Elrein. En dan zwaries, maklik om te onthou, 1 uur môre middag, sit ons daai paviljoen blou,
En ons gaan seker maak dat ons daar is vir ons eerste span, daar is bepaalde seremonies wat ons gaan uitspeel, en dan gaan jy die geleentheid ook kry om 'n erewag te vorm. Ek dink net hoe gaan daai eerste span vir ons voel, as daar 1933 swarries in 'n erewag, vir hulle ook die nodige eer gee. Aan die einde van môre, gaan almal van een ding ook 'n bewustheid hê, en dit is, Hoërskool Swartkop is meer as 'n skool. Om 'n swarie te wees is 'n leefwyse. En uiteindelik, en ek sluit aan by pastoor David se boodskap, Soli Deo Gloria, aan God alle eer. Mag dit waar wees, dat as jy môreoggend daai koningsbouuniform vir jou aantrek, dat dit reeds in jou hart sal gaan lê, dat môre die dag, en ook so vanmiddag, 'n lofoffer tot ons hemelse Vader se eer en verheerliking sal gaan wees. As jy uitdraf op 'n baan van kind, dan gaan doen jy dit tot eer en verheerliking van ons hemelse Vader. Dit is niks anders as 'n vorm van gebed, waarmee jy mee besig is om jy eer en lof bring aan ons hemelse Vader nie. Dis wat vanmiddag en môre gaan gebeur. Kan ek jou vra dat ons ook nie vir ons hemelse Vader verdank vir sy hand van seën wat uitgestrek is oor ons, ook so oor ons bierskool vanmiddag en vanmôre, kan ons hom 'n lofoffer bring deur met 'n hartlike applaus om te sê ons eer en lof. Ek sien jou vanmiddag en môre by Hoërskool Eldorado, maar nou gaan ons opstaan. Ons gaan vir David, vir almal wat hier is, die demonstrasie van eenheid nou gee, die stap versimboliseer. Maar nou gaan ons daai simboliek wat jy hier sien, gaan ons nou doen, en ons staan is daarmee, kyk ons almal vlagpaal toe, die vlag is reeds vanoggend gehys, ons kyk almal vlagpaal toe, en dan sluit ons af, met die mooiste skoon, en dan is daar, is dit nou net mooi, en dan moet jy, seën ervaar ook vir jou dag, verder vandag, en ook so môre. Kom ons daar in, en ons speel die eenheid uit baie dankie. Almal gaan doodstil. Dit is absolute doodse stilte hê. Daar kan niks gebeur as jy so doodse stilte het nie. Ek hou daarvan, ons beweeg nader. Vir ons ouers, weer eens baie dankie dat julle hier is, en ek wil julle ook nooi, geniet ook dit wat nou hier gebeur. Almal doodstil. Ouens voel mekaar gou. Hierdie is spesiaal. Dis die Swarrie familie. Dankie. Dis die Swarrie familie. Dis 'n saambinding. Dis uniek. Jy kry dit nie by ander plekke nie. Voel mekaar nie, voel daai eenheid. En nou is ons stil. Doodstil. Ek hoor beweging. Ja, ons. Nee, van die weer. Dankie. Doodstil. Ek wil hoor echo.
Mooi dag. Grootste stilte vir die skoolies, dankie. Dansspan is begin nie voor aan die grootste stilte is nie. Ek sal sê ons kan begin. Dankie. As jy dansspan, dankie. Mooi dag vir jou, Patrick. Baie dankie. Sien mekaar. Baie helder.